Ek dink dit is almal. Okay. So die storie vandag, ek het al bietjie vir julle vertel van, onthou julle daai een storie wat ek vertel het toe die Heilige Gees gekom het en toe praat almal in ander lande se tale, onthou julle daai storie. Nou hierdie storie is deel van daai storie. Die Heilige Gees, Jesus het nou eers opgegaan hemel toe. Toe kyk die disippels so op, want sy voete het mos so van die grond afgelig, onthou julle dit? En toe skielik toe gaan 'n wolk, toe gaan hy so in 'n wolk in en toe kyk hulle en toe kan hulle hom nie meer sien nie. Het jy al ooit gesien as 'n ballon opgaan? Daai ballonne wat so kan opstyg met helium in. Dan kyk jy so en jy kyk so en jy kyk so en later dan is hy so klein, so ver bo en dan kyk jy en dan kan jy hom nie meer sien nie. Nou dis hoe Jesus opgegaan het, hulle het gekyk, hulle kon hom nie sien nie, maar in elk geval die wolk het hom toegemaak. Toe gaan hy hemel toe en toe 10 dae later, toe stuur hy die Heilige Gees. En die Heilige Gees het op die mense gekom soos reën. Nou dit beteken nie die Heilige Gees is nat nie, soos reën nie. Dit beteken net hy het so gekom soos baie reën. Onthou julle die week toe dit so hard reën as plasse op die gras. Nou die Heilige Gees het gekom en hy het so op die mense gekom en dis toe hulle in daai ander lande se tale praat. Toe kom hom ons sulke vlammetjies bo hulle kop. En dit het geklink soos 'n baie sterk wind wat waai, soos as daar 'n storm is. Toe hardloop almal by mekaar, hulle hoor hoe praat hierdie mense in ander lande se tale, toe begin Petrus vir hulle preek. En hy vertel hulle van Jesus, hy sê, julle het geweet Jesus is die seun van God, julle het geweet hy is die spesiale koning, maar toe wil julle hom nie hê nie. Toe sê julle nee, toe sê julle maak hom dood, kruisig hom. En toe het hulle mos vir Jesus doodgemaak. Julle onthou dit. Hy is gekruisig, maar het op die 3de dag opgestaan. En toe sê Petrus, nou weet julle hy lewe weer. Want hoe kan hierdie mense in ander lande se tale praat? Somme net so. Dit is Jesus wat lewe, wat sy Heilige Gees gestuur het. En toe is hulle so jammer, dit is soos of iemand 'n mes so in hulle gesteek het. Toe voel hulle so sleg oor wat hulle gedoen het. Toe sê hulle, maar ons het verkeerd gedoen, wat moet ons nou doen? Toe sê Petrus, sê vir die Here, julle is jammer. En hou op, sê Jesus is nie die seun van God nie. Glo in hom. En dan word julle gedoop. En dan sal die Heilige Gees ook in julle kom woon. En toe luister hulle vir Petrus. 3000 mense op een dag het God se kinders geword. En hulle was so bly en het mos hulle kos gedeel. So nou gaan ek aangaan van daai storie af, wat ek al vir julle vertel het. Toe is dit daai storie wat ek ook al vir julle vertel het. Onthou dat daai man wat nie kon loop nie, hy het by die tempel gesit. En ek weet nie wat was fout met sy bene en sy voete nie, maar hy het heeldag so gesit en dan skud hy sy hande so en dan sê hy, geld, ek soek geld. En toe kom Petrus en toe kyk hy vir hom en toe sê hy, ek het nie goud of silwer nie, maar ek het iets beter vir jou. In die naam van Jesus van Nasaret staan op en loop. En skielik toe staan hy op en sy enkels is sterk en sy knieë is sterk en sy bene en hy begin spring soos 'n bok wat nou 10 minute gelede gebore is. En hy is so opgewonde en hy is so bly. En hy glo toe in Jesus en toe hardloop al die mense saam. Hulle dink, wat gaan aan? Hoe kan hierdie man loop? Ons het net 'n ander dag gesien, hy sit al jare hier. En toe sê Petrus, dis nie ons nie. Ons kan mos nie mense gesond maak nie. Dit is in Jesus se naam. Jesus wat julle sê dood is, want julle het hom doodgemaak, hy lewe weer. En is in sy naam die lewende Jesus wat hierdie man kan loop. Toe glo nog mense in Jesus. Toe hulle vertel dat Jesus eintlik aan die kruis dood gegaan het vir ons sondes en hy het opgestaan. Toe is daar nie 3000 wat kinders van God is nie. Toe is daar 5000 paas. En nou moet jy vir elke vrou gee, en vir elke man en vrou 1, 2, 3, 5 kinders, hoeveel mense is dit wat nou Christene is? Nou moet jy jou somme doen. Ok, so nou het ons seker 15.000 of 20.000 Christene. Binne 'n paar weke. Nou kan julle dink, kyk gou weer om. Julle onthou nou laasweek het gesê, hoeveel mense sit nou hier? Ons het laasweek gesê omtrent 100, vandag is daar seker 80 of 85. Maar nou dink jy aan 20.000 mense. Kan jy dink, ons is vandag 100 mense, volgende Sondag is ons 3.100 mense,
en oor 3 weke of 5 weke is al 20.000 mense, dan kan ons nie meer hier sit nie. Dit is 'n probleem. So, toe hou die kerk net aan groei. En toe kom dit op 'n plek waar Petrus, onthou julle ook die storie wat ek julle vertel het van Ananias en Safira wat gejok het. Hulle het gesê, nee, ons het hierdie geld, ons het ons plaas verkoop en nou wil ons hierdie geld vir die kerk gee, dat julle die arme mense kan help, maar toe jok hulle. Want hulle het gesê, dis al die geld, en hulle hoef nie die geld vir die kerk te gegee nie. Hulle het gesê, hulle wou gehad het, almal moet van lou en sê, het julle gesien hoe baie geld gee oom Ananias en tannie Safira vir die kerk. Maar toe jok hulle oor die geld, en toe gaan hulle al twee dood. En toe almal het daarvan gehoor, en toe is hulle so geskok en dink, wat? As jy jok, dan straf die Here jou. Nou, ons wil nie in daai kerk wees nie, want ons hou van jok. En ons hou van steel. Sheesh. En toe begin die mense die siekes bring, want hulle sê wel, party mense het gesê, ons wil in Jesus glo, ons wil hom volg, ons wil nie ons sonde meer hê nie. En toe bring hulle die siekes vir Petrus, en Petrus maak die siek mense gesond, en selfs as Petrus so loop, nee, waar's my skaduwee? Waar's my skaduwee? As Petrus so loop, en sy skaduwee gaan so oor iemand, dan word hulle gesond. En toe dan nog meer as ooit, manne en vroue, het in Jesus begin glo. So, hoeveel was dit die eerste dag? 3000, en toe groei dit na, net die paas 5000, jy kan sê die mans, so nie almal is 'n pa miskien nie, maar kom ons sê 5000 gesinne, en nou groei dit, sê dit, nog meer as ooit, manne en vroue het in Jesus geglo. So God het baie Jode gered. En toe vang die Joodse base, die Jodese base, toe vang hulle vir Petrus en Johannes, en toe sit hulle in die tronk. Of eintlik het hulle al vroeër in die tronk gesit, hulle in die tronk gesit, volgende dag haal hulle uit, toe vat hulle so 'n sweep, toe slaan hulle. Toe sê hulle, julle preek nie weer vir mense in Jesus se naam nie. Toe hulle klaar geslaan is, toe sê hulle, ons is so bly, hierdie mense sien ons glo in Jesus, kom ons gaan vertel nog mense van Jesus. En toe gaan hulle en hulle vertel nog mense van Jesus. En toe kom die weduwees in die kerk, want hulle moet kos kry, want hulle het nie meer 'n man wat vir hulle kan kos koop nie, en hulle is oud, hulle kan nie werk nie, en van hulle kinders is, party het nie kinders nie, en party se kinders is dood. Nou waar gaan hulle kos kry? Toe sê hulle, ons moet kospakkies vir hulle gee. Toe begin hulle kospakkies uitdeel. En hulle gee vir hierdie weduwee kospakkie, daar's joune. En ek kan nie weduwee wees nie, daar's joune. En hulle gee kospakkies uit, maar toe sal weduwees wat nie kos kry nie. Want hulle het nie van Jerusalem gekom en van Israel nie, hulle het van ander lande gekom. En toe sê die mense, dis nie reg nie. Hoekom kry hulle kospakkies, maar daai kry niks nie? En toe wil hulle amper beklei met mekaar, maar dit was die duiwelse werk. Die duiwel wou gehad het hulle moet beklei in die kerk. En toe sê die apostels, wow. Hierdie is 'n plan van die duiwel. Hy wil hê ons moet ophou preek en begin kospakkies uitdeel. Hy wil hê ons moet ophou bid. Ons gaan nie dit doen nie. Ons gaan aanhou preek vir die mense van Jesus en ons gaan aanhou bid dat mense Jesus sal ken. Julle moet 'n plan maak. Kry 7 mense wat regtig omgee vir hulle en wat goeie mense is en wat sal sorg dat al die weduwees kos kry. En toe doen hulle dit. Hulle het gebid, hulle het die regte mense aangestel en toe help te kry al die weduwees kos. En weet jy wat het toe gebeur? Toe het nog mense tot bekering gekom. Toe het nog mense Christene geword en in Jesus geglo. Maar baie Jode en selfs van die mense wat daai dag daar gestaan het en gesê het, kruisig hom, van daai mense wat nie van Jesus gehou het nie. Hulle het toe jammer gesê oor hulle sonde en hulle het in Jesus geglo. God het baie Jode gered. Nou, het julle geweet, eendag, ek gaan dit in die preek ook sê, eendag gaan God nog meer Jode red. Nog meer. Maar dit sal hartseer wees, as God so baie Jode red, en hy maak hulle sy kinders, en julle is nie kinders van God nie. Dit sal hartseer wees. So, dit is hoekom ek elke week vir julle sê, jy moet die Here vra. Jy moet vir hom sê, Here, ek is nog nie eers 'n groot mens nie, maar ek doen al verkeerde dinge.
en ek doen goed wat ek weet verkeerd is. Dit is sonde. En jy moet na hom toe kom en sê, verander my. En dan glo jy in Jesus en hy kan jou verander. Dit is hoekom hy dood gegaan het, dis hoekom hy die Jode kon red en dis hoekom hy jou kan red. Julle moet dink hieroor. Asseblief, ek vra julle mooi om te dink daaroor en na die Here toe te gaan en vir hom te vra om julle ook sy kinders te maak. Dankie julle kan gaan sit.